Baie welkom by die luistermeditasies vir Epifanie. Vandag is Dinsdag, 3 Februarie, en die skrifgedeelte waarby ons vertoef is Psalm 15 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om jouself vir hierdie tyd van stilte en gebed af te sonder. Gaan intentioneel om met jou asemhaling en gee die dinge wat jou hart en gedagtes in hierdie oomblik besig hou, met elke asemteug aan God oor. Vra hom om deur sy gees vir jou opnuut in sy woord en in hierdie stilte opnuut te ontmoet. Die gedig Vrede van Koos van der Merwe word ook ons gebed in hierdie oomblik. In angstige vakuum, patologies, onvol, oorvol, sinneloos besig, in die donker van nêrens, van 'n vae vrees, gejaag, leeg, onrustig, roep uit chaos na vrede, vrede, ewige vrede. Gee U vrede, ewige vrede. Amen. Psalm 15. Wie het die reg om in die tempel te kom? Psalm van Dawid. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Hy wat die verag wat deur God verwerp is, maar almal eer wat die Here dien, wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade, sy geld nie op rente uitleen nie, en hom nie laat omkoop om die onskuldige tekort te doen nie. Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Psalm 15 begin nie met antwoorde nie, maar met 'n vraag. 'n Vraag oor nabyheid, 'n vraag oor wie mag woon in God se teenwoordigheid. Die antwoord is verrassend eenvoudig. Nie groot dade nie, nie indrukwekkende geloofsvertonings nie, maar 'n lewenspad wat reguit is. Woorde wat nie seer maak nie, hande wat nie uitbuit nie, 'n hart wat getrou bly, selfs wanneer dit iets kos. Hier sien ons 'n heiligheid wat in die alledaagse leef, in eerlikheid, in betroubaarheid, in die keuse om ander nie te skaad nie, selfs wanneer niemand kyk nie. Psalm 15 teken vir ons 'n pad na God wat deur ons verhoudings loop, deur hoe ons praat, hoe ons handel, hoe ons mense hanteer wat magteloos is. En aan die einde kom die belofte: wie so leef, sal nie wankel nie. Nie omdat die wêreld om ons stil word nie, of geanker is nie, maar omdat die lewe gewortel is in God se teenwoordigheid. Ek nooi jou uit om ook by die psalmdigter se vraag stil te staan. Wat roer in jou wanneer jy hoor, wie mag by God woon? Dink bidtend hieroor na.
Watter aspek van Psalm 15 se leefwyse daag jou op hierdie oomblik die meeste uit? Watter een van hierdie dinge wat Dawid hier noem, is vir jou op hierdie stadium die moeilikste? Praat met God in gebed hieroor en vra ek baie spesifiek sy krag en genade in hierdie verband. In die lig van hierdie Psalm nooi ek jou ook dieper in jou eie lewe in. Waar word jy genooi tot groter integriteit of sagtheid? Dink ook hieroor na en bring ook dit in gebed voor die Here. Kom ons bid saam. Here, vorm my lewe van binne af. Laat my woorde waar wees, my dade regverdig en my hart rus vind in U teenwoordigheid. Amen.